Op hierdie pragtige oggend aan die begin van die lente, lê Niels en die gase nog vas aan die slaap, op die oewer van 'n groot meer. Maar kort voor lank word Niels deur 'n baie opgewonde Krummel wakker gemaak, want die ooievaar Emmenrich het 'n belangrike besoeker saamgebring. Nee, staan op, die ooievaar het gekom en het nog iemand saamgebring. Toe nou! Emmenrich het gekom en daar's dan nog iemand. Dis mos wat ek gesê het, man. Kom, ons moet liggen groet. Ja, kom. Kyk julle. Ek het al baie dinge in my lewe belewe, maar dit was so hartop en ek bewe nou nog so riet. Kan jy iets hoor? Huh? Kaboutertjie! Wie roep my? Dis ek en Niels. Wag 'n bietjie, nie so haastig nie, Niels. Maak Nee, jy moenie. Akka en die kabouter bespreek 'n baie belangrike saak. Jy mag hulle nie steur nie. Ek dink hulle praat oor jou. Afgesien daarvan dat die ooievaar hoegenaamd nie kan vlieg nie, is ek teen my sin hier. Hierdie langpoot het my eenvoudig ontvoer. Regte? Ek het byna gesterf van angs met jou verskriklike duikvlug. Jy beledig my. Maar dis die waarheid, jy kan gerus 'n paar vlieglesse neem en buitendien 'n mens het baie ongemaklik haar bo. Toe nou, bedaar tog nou. Bly jy stil, Akka, ek het nog 'n appeltjie te skille met jou. Langpoot het my gesê dis jy wat my ontvoering beplan. Nou ja, kyk ons. Akka meen jy moet Niels nou weer in 'n normale seentjie verander. En sy straf glad te gou verby. Ons moet hom nie nou al laat groter word nie. Hy moet eers berou kry oor sy bose optrede en dit gebeur nie gou nie. Hoe kan 'n mens so harteloos wees? Nou goed, ek slit oorweeg maar op een voorwaarde. Niels moet Martin ongedeerd terug huis toe bring. Dan kan ons die saak verder bespreek. Nou het ek werklik nie meer 'n oomblik tyd oor nie. Neem my onmiddellik terug huis toe. Ek word nou nuuskierig. Hoekom kan ons nie oor waaroor hulle praat nie? Ons wil ook mos weet of hoe. Vlieg toch asseblief laer en stadiger. Ja, nie oor water, jy kan nie verdraai. Ja, wat nou? Akka, Ja, Niels, wat wil jy hê? waaroor het jy en die kaboutertjie gepraat? Ag, die ou kabouter. Ek het probeer om 'n goeie woordjie vir jou te doen. Maar jy weet mos hoe's die kabouter. Hy raak maklik kwaad en dan kry 'n mens hom nie gou weer goed nie. Maar is hy dan nog altyd kwaad vir my? Ja, hy's nog baie kwaad vir jou. Ag, nee. Ag, Niels, wat maak jy dan nou? Wat het gebeur? Bly nou asseblief almal stil. Nee, die kaboutertjie sal gou agterkom dat jy baie verander het vandat hy jou laas gesien Ons moet hom nou rukkie lank met rus laat. Kom. My liefste skattebol, het jy verstaan wat die kabouter gesê het? Niels gaan weer so groot soos 'n normale mens word. Ja, my skat, maar hy moet eers 'n opdrag uitvoer om te bewys dat hy werklik verbeter het. Hy sal eers moet sorg dat die gans Martin veilig by die huis kom Ja, en eers dan sal die kabouter hom vergewe. en hom weer in 'n normale sin. Bly stil, daar kom hy. Koskiepad. Hi, moet asseblief nie nou wegvlieg nie. Ek het gehoor wat julle gesê het en dit maak my vreeslik bly. Baie dankie. Ek kan dit nie 'n oomblik langer uit om so te wag nie. Waar bly die kind tog? Ons moes hom nooit alleen gelos het nie. Ek is regtig baie bekommerd. Hy het seker verdwaal. Of dalk het hy iets voorgekom. Ek dink ons moet hom gaan soek. Ag, wat ontspan tog. As hy honger is, sal hy wel gou terugkom. Ek dink ook ons moet hom gaan soek en hom vertel hoekom die kabouter hier was. Ja, dit lyk my ons sal moet. Ek het nie gedink hy sal hom so ontstel nie. Kyk, Kyk kom hy. Waar? Daar. Hier is jy.
reg, Akka, ek weet nou wat ek moet doen. Maar ek gaan saam met hulle Lapland toe. Niels, wil jy dan nie meer 'n normale mens word nie? Ja, ek wil nie vir altyd klein bly nie. Want nou is ek baie minder haastig. Ek kom eers saam na Lapland op ou Martie. Regtig, Niels? Het jy goed daaroor nagedink, want ek wil nie hê jy moet later spyt wees nie. Ja, ek wil saamkom Lapland toe. Ek kan jou nie sê hoe bly is ek dat ons mag saam gaan Lapland toe nie, Niels. My vere blink sommer alweer. Ek het geweet dit sal gebeur. Moenie so gou praat nie. Ons sal moet kyk wat gebeur as ons eers op pad is. As Niels saam met ons wil vlieg, mag ons hom dit nie weier nie. Is jy doodseker jy wil saamkom? As jy wil huis toe gaan, moet jy dit nou sê. Nee, ek is doodseker ek wil saam met julle kom. Ek is so bly kan by julle wees. Ek was nog nooit in my hele lewe so gelukkig nie. Nou goed, as jy wil, dan kan jy saamkom. Niels, ek so bly. Baie dankie, Akka. Maak gereed, ons gaan land. Dankie. Ze is amper afgeval. Wat soek ons op die dak? Ek het net die vaagste benoem. Dis 'n baie ou kasteel die. Akka kom elke jaar hiernatoe. Haar vriend Ruben bly hier. Het pla my nie waar haar vriende bly nie, maar ek vind dit baie onaangenaam hierbo. Julle moet oppas dat julle nie afval nie, hoor. Toe maar ons sal oppas. Nie so vinnig nie, Niels. Wag vir my. Kyk. Oor die wind gaan ons sommer hier afwaai. Nee, ek sê mos dis onaangenaam. Het is daarom vreeslik hoog. Dis so ver af grond toe. Ag nee, kom ons gee pas. Ons gaan soek 'n beter plek. Woon daar dan niemand in die ou kasarm nie? Nee, hulle gebruik die plek al lankal net om graan in te berre. Daarom wil die grysrotte die kasteel so graag verower. Hulle wil die swart rotte heeltemal uitdryf. Rotte? Het is baie donker en baie spookagtig. Vreeslik spookagtig. Ag onsin, wat kan nou met ons gebeur? Kom ons klim af. As ons regtig moet. Nou goed. Sien jy, dis maklik. Hy nou my rug. Waarna lyk dit vir jou? Dit lyk nogal baie soos 'n kellertrap. Wil jy tog nie onder toe gaan nie? Ek dink dit is 'n spook. Hy kom reg hiernatoe. Ek moet hier uitkom. Kom hardloop. Nee, wacht! Dis is spoor! Wat is dit gaan nou aan? Dis van jou batalje. Dis net 'n kat, Niels. Jy is tog sekerlik nie bang vir Akka se vriendjie nie? Glad nie. Dis nou vir jou ding, né? Ruben, dis baie lekker om jou weer te sien, ou vriend. Ek is baie bekommerd. Ek dink die grysrotte gaan vanaand nog die kasteel verower. Die swartrotte is almal weg na die fees van Koeleberg. Hoe kon julle dan die grysrotte vertrou het? Hulle los my heeltemal alleen nie en nou moet arme ek alleen die plek staan en verdedig. Ja, soveel is hy ook nie. Hy het seker al 'n paar slapende gase se voete afgebyt. Ek bewonder die swart rotte dat hulle die kasteel so lank kon behou.
En die grysrotte hoort nie eers hier nie. Hulle kom van die noorde af en nou wil hulle ons land inneem. Daar het jare gelede 'n groepie van hulle op 'n skipie aangekom, maar toe was hulle nog tevrede met die oorskiet wat ons vir hulle gelos het, want hulle was vlugtelinge. Hulle het onder die brûe rondgeswem en al die afval gevreet wat in die water geval het. Hulle het dit nie gewaag om die stad te kom nie, wat het aan ons die swart rotte. As 'n mens terugdink aan hoe groot en magtig julle swart rotte vroeër jare was. En nou het almal amper uitgesterf. Tragies. Het ek jou van Sen vertel? Nee, my vriend. Die klein lafaard het sy eie volk verraai en na die vyand oorgeloop. En dit net uit woede, omdat hy geweet het hy sou nooit ons leier kon word nie. Nou noem hy homself Sen die Sterke en hy veg saam met die grysrotte teen ons, wie sê Senkie? Dis ons goeie vriend Nils. O, Akka, jy weet hoe ver die grysrotte ons al teruggedryf het. Hy het ons van stad tot stad verdryf en al verower. En al wat nou oor is vir ons is hierdie kas. Hulle kom, der duisende rotte kom. Wat? Ag nee. Daar kom hulle. Duisende van hulle. Gelukkig en rot. Ag, Martin, moenie kla nie. Halt! Vriende, nou kan julle sien ek was reg. Daar's geen enkele swart rot in sig nie, want hulle het almal gaan dans op die Kulaberg. Vandag gaan ons hulle kasteel verower. Dit is onverantwoordelik van jou vriende om jou alleen hier te los in so 'n gevaarlike situasie. Luister julle, ons sal almal moet saamspan om 'n goue plan van aksie uit te werk. Wat stel jy voor, Akka? Wat moet ons doen? Sê jy vir ons toe. Bataki het die horing van die toringuil Flamia. Ingrid en Siri moet dit gaan haal. Ingrid en Siri. Akka sê julle moet na Bataki vlieg en die horing van die toringuil Flamia gaan haal. Waar is ons? Reg, vriende, volg my. Bestorm die kasteel. Ek is bevrees hulle is ernstig. Hoe slim van jou, my vriend. O, my wêreld. Die ongedierte styf vir niks nie, ek sê vir julle. Staan op, julle paprika. Ek het gesê hulle moet die plek bestorm. Skoor! Och nee, hulle kry dit reg. Ons moet hulle aanval, laat my opklim, Martin. Kan jy dalk vir my sê wat jy van plan is om te doen? Ons vlieg baie laag oor hulle en dan byt jy na hulle. Ek geloof vir die vreeslike goed, maar ons het geen wese nie. Kom! Ja, moet ek seker maar. Ek hoop jy het kom lewendig af vanaf. Duikvlugte. Wie die moet dit kan saamkom. Ons gaan. Ons moet seker maar. Af van my af, julle vreeslike goed. Af, alles wat ek gou kry. Dit is gevaarlik om hulle nog kwaader te maak. Ja, ek stem saam met jou. Niels, weet jy wat die rotte nou weer gaan doen? Ek is nie heeltemal seker nie, maar ek dink hulle wil die boonste vensters bereik. Hulle wil die ander met die takke opskiet hiernatoe. Daar's net een ding wat ons kan doen. Ons sal gou die vensters moet toemaak. As hulle eers binne is, kan ons niks meer daaraan doen nie. Toe maar al dit nog nie reg gekry nie. Kom na, Rinkelster, doen julle dit. Wag vir my teken. As ek fluit, klap jy
toe. Nog verder terug. Sorg dat julle hom baie styf vashou. Aandag op julle plekke. Gereed en weg is julle. Klaar met hom. Maak toe. Julle swape, julle hierdie hond is 'n grys gekke. Hier is ons al. Hier woon die raaf Pataki. Pataki. Maar waar is hy? Pataki, ons moet jou dringend spreek. Dit is baie belangrik. Jy's al wat ons kan help, Pataki. Pataki, antwoord my. Waar is jy tog? As ons nie die wonderhoring kry nie, is die kasteel verlore. Hy's beslis hier ergens, ek is seker daarvan, maar hy's net so ontsettend Pataki. Ons het jou hulp dringend nodig. Pataki. Miskien is hy regtig nie hier nie. Ek glo dit eenvoudig nie. Ek ken hom mos. Pataki. Uiteindelik was het hier. Het is verschrikkelijk. Carmel! Ja? Kom saam, ek het 'n plan. As jy 'n goeie plan het, moet ek seker help. Presies wat? Ons sal ons bes moet doen om hulle van die granskier af weg te hou. Ons maak hulle so kwaad dat hulle agter ons aanhardloop. Kom, maar jy moet goed. Kom, hier Jou lagste Hier kom jy weer. Ons sal die horing teruggee op die Kulaberg. Baie Ons sien jou weer op die Kulaberg. Baie dankie, Pataki. Nou het ons om. Mooi so. Niels man, kom op hier naartoe. As ek net geweet het hoe. Oppas.
Jou bogsluiter. Nou is niemand jou nou mee help nie. Niels! Hallo Niels! Wieso van Niels, dis die wonderhoring, speel iets daarop. Wat? Enigiets. Probeer harder, Niels. Maak gou, Niels. Kyk of jy maak nou. Gou, Niels. Maak gou. Ek sal probeer. Hoor net daar. Hy speel wonderbaarlik mooi. Ek weet nie hoe om jou te bedank nie. Ek is stom van geluk. Akka, ek kan jou eenvoudig nie genoeg bedank nie. Bedank vir Niels. Dis hy wat ons almal gered het. Die rotte kon nie die klank van die towerhoring weerstaan nie. Niels het voor hulle uitgeloop en op die horing geblaas tot die hemel bo hulle vol sterre was. En die rotte het hom gedwee gevolg. Hy het geblaas totdat die rooi dag gebreek het. En toe die son later opkom, het die rotte hom nog steeds gevolg, betower deur die klank van die horing. Eenmaal 'n jaar hou die diere 'n groot fees op die Kulaberg. As die kraanvoëls met hulle dans die begin van die lente aankondig, kom al die diere van heinde en verre na die groot speelplek. Al die verskillende soorte diere sit vreedsaam langs mekaar, want op hierdie dag heers daar werklik vrede. Nie een van die diere mag 'n ander kwaad aandoen nie. Die gase het Niels saamgebring na die Kulaberg toe, en so het dit gekom dat 'n mens vir die heel eerste maal hierdie fees van die diere kon bywoon. Maar volgende week vertel ons verder wat alles daar gebeur het.